Goeiedag graad 12 leerders, welkom by vandag se wiskundige lettertydles. My naam is Francisca Smith. Die les word aangebied deur die Noord-Kaapse Onderwysdepartement in samewerking met Pakama Navorsing en Ontwikkeling. Vandag gaan ons bietjie kyk na hersiening van vraestel 1, die spesifieke vraag wat ons nou gaan kyk is finansies, wat 90% van die vraestel of 90 punte tel, 60%. As ons verder gaan kyk, wat wil ons graag hê moet jy aan die einde van die les bereik, is jy moet kan identifiseer wat is die definisie van BTW, wat is BTW insluitend en wat is BTW uitsluitend. Ons gaan moet bereken hoe om die oorspronklike bedrag te kry, sodat BTW kan bygesit word, of wat was die BTW voordat jy enige BTW opgesit het, of WFV. Ons gaan berekening van WFV doen en ons gaan verstaan waaroor WFV gaan en hoe om WFV uit te werk. Wat is die struktuur van die vraestel? So ons moet regtig noodbelangrik weet wat moet ons baie aandag gaan spandeer. So finansies is 90 punte, soos ek vroeër aangedui het, dit is 60% van jou vraestel. Datahantering is 35% en waarskynlikheid is 5%. So as ons gaan en kyk na die verdeling, dan sit dit my op 90, 53 en 7 punte vir waarskynlikheid. Ons vraestel is 150 punte, so dit gaan 3 ure wees. Onthou, die eindeksamen word ekstern gemerk en gemodereer. Daar's een onderwerp wat in albei vraestelle kan voorkom, dit is ons groeikaart, wat in datahantering kan wees, en dit kan in meting wees. So 'n groeikaart, noodbelangrik, kan onder datahantering val. Struktuur en omvangs van die inhoud en vaardighede. Vraag 1 is 30%, punte, 30 punte, 20%, en dit is net vlak 1 vraag van finansies en datahantering. Vraag 2 gaan hoofsaaklik net of is net finansies. Vraag 3 gaan net oor datahantering. Vraag 4 en 5 is ons integrasievraag. So daar gaan ons kyk na finansies en datahantering. En onthou net, waarskynlikheid kan in enige vraag voorkom, van vraag 1 tot vraag 5. Wat is die konteks wat ons wiskundige lettertyd toets in jou rekord en in jou eindeksamen? Wiskundige lettertyd is om jou te help om wiskundig probleme op te los of deur ondersoek. Dit kan in bekende omstandighede wees of in onbekende omstandighede. Vraag 4 en 5 is gewoonlik ons onbekende konteks. En dit is toelaatbaar volgens die kurrikulumplan. As ons verder gaan kyk, dan kyk ons na die kontekste, kan beide bekend wees volgens die KABV dokument, of dit kan onbekend wees volgens CAPS. Wenke, bestudeer jou matriek rooster. Kyk wanneer skryf jy wiskundige lettertyd. Leer vooraf. Gewoonlik val wiskundige lettertyd op 'n Vrydag en 'n Maandag, so berei voor. Vrydag se vraestel fokus jy net op finansies en datahantering. Dan het jy die hele naweek om te fokus op jou vraestel 2. Moenie een dag vat vir studies nie. Jy gaan elke dag moet oefen. Lees is die beste ding wat jy kan doen en onderstreep. Geletterdheid gaan oor ongelooflik baie lees en interpretasie. So lees is 'n key ding vir hierdie eksamen. BTW vrystelling. Wat se terminologie beteken BTW vrystelling? Dit beteken jy gaan nie BTW betaal nie. Dit is BTW vrygeskiet. So sommige produkte of dienste mag nie belas word nie. Dit beteken dat daardie geen BTW heffing het nie. Andersins, verwys ons na BTW vrystelling. Hierdie is 'n paar opsies waar BTW vrygestel word. Dis by passasiersdienste, verskaffing van geskenkte goedere,
deur liefdadigheid, huur op residensiële eiendom, die verkoop of huur van grond, opvoedkundige dienste, vakbond lidmaatskap en sommige basiese voedings. Wat jy tydens eksamen moet doen, wat is noodbelangrik? Lees die instruksies deur. Lees jou instruksies. Jou instruksies gaan vir jou verduidelik waar om te kyk en wat om te doen. Veral met afronding, moenie te veel tyd spandeer aan vrae wat min punte tel nie. Laat jou vraag jou punte toekenning jou tyd bepaal. Moenie lees basies laat nie, antwoord alle vrae, want jy kry iets soos leespunte, NCA-punte en opvolgpunte. Ons kry afrondingspunte, so probeer elke liewe vraag. Probeer altyd om die vinnige wenvrae te beantwoord. Wat se eksamenwenke gaan ons nou kyk is sakrekenaar, blou pen, potlood, uitveer, liniaal. Moenie onvoorbereid gaan nie, want sodra jy onvoorbereid gaan, dan voel 'n mens net te mekaar en dan kan 'n vraestel moeilik wees. Gaan voorbereid en jy het klaar ietsie om op te wen. Verder gaan ons kyk na terminologie. Wat se terminologie het ons met belasting? 'n Belasting is 'n heffing wat op burgers se goedere en dienste en aankope gehef word om aktiwiteit vir die regering te finansier. Belasting op toegevoegde waarde, dit is die volle woord vir BTW. Belasting op toegevoegde waarde. Dis 'n tipe vraag wat ons kan verwag. Is 'n belasting wat teen 15% tans in Suid-Afrika gehef word op meeste van die goedere en dienste en dit is die persentasie wat ons gebruik in die vraestelle. Indien anders nie gespesifiseer nie. BTW eksklusief of BTW uitgesluit beteken BTW is nog nie bygesit nie. BTW inklusief, sê ek is klaar in die ding, so BTW is ingesluit. 0 gegradeerde of 0 BTW of BTW vrygeskiet, dit is goedere wat BTW vrystel, so daar word nie BTW gesit nie. Dis gegradeerde wat in Suid-Afrika aangekoop word, wat beskou word as jou basiese nodighede. Wat word bedoel met belasting? Dis 'n verpligte bydrae tot staatsinkomste, gehef op werkers se inkomste en op die goedere en dienste wat ons aankoop. Of dit word bygevoeg om sekere kostes te dek wat die regering voorsien. Hoekom betaal ons belasting? Om ons regering te befonds. Ons kan niks, die regering kan nie inkomste hê as hulle nie belasting kry nie. Hulle kan nie uitgawes dek nie. So om fondse vir regeringsprogramme te verskaf, byvoorbeeld om openbare goedere en dienste soos gesondheidsorg te verskaf. Wie betaal BTW? BTW word betaal deur almal wat goedere koop of betaal. Vir dienste gelewer, maar sommige dienste en sommige goedere is vrygestel van belasting. Persoonlike inkomstebelasting word slegs betaal vir individue wat 'n sekere bedrag begin verdien. Anders val ons onder die belastingsdrempel, dan kan ons die belasting betaal nie. BTW ingesluit, 'n voorbeeld daarvan is, ek kan eers gaan en die BTW ingesluite bedrag van 330 gedeel deur 1,15, dit is my oorspronklike waarde en ek gaan dit gaan minus. Of ek kan daardie waarde vat en ek kan gaan maal met 100 op 101. Die ander opsie wat ons kan vra is BTW eksklusief. Dit beteken daardie waarde het nog nie BTW ingesluit nie. So ons vat daai waarde en ons maal net met 1,15 of maal met 115 op 1. Is gelyk aan 330 en dan minus ek die 2 om die belasting te kry. As ons verder gaan kyk ons na algemene foute. Byvoorbeeld, die item kos 330, bereken die oorspronklike bedrag. Nou,
die 330 het klaar BTW in. So leerders wil dan weer gaan 15% uitwerk en dan minus. Ons kan nie dit doen nie. Sodra BTW klaar ingesit is, dan moet ons die BTW uithaal. So ons moet gaan maal met 100 op 115 of ons moet gaan deel deur 1,15. So ek kan en gaan sê 330 gedeel deur 1,15. Dis ook nog 'n manier. Maar sodra jy 15% gaan maal, as jy net 15% gaan maal, dan beteken dit jy werk die nuwe BTW bedrag uit. So jy wil BTW op BTW sit. So dit is nie ons oplossing nie. Daardie is 'n verkeerde berekening. So daar gaan ons 'n lyn deurtrek. So weer eens, waar kan ons 15% gebruik? Ons kan net 15% gebruik op 'n BTW uitgesluitde bedrag. So as ek BTW wil hê, moet die bedrag BTW uitgesluit wees. BTW moet uitgesluit wees. Sodra BTW ingesluit is, dan moet ek terugbewerk. Ek moet gaan uithaal. So ek kan maal met 100 op 115 of deel met 1,15. Moenie dieselfde fout maak as wat in die verlede gebeur het nie. 'n bank kos R2,599 by 'n meubelswinkel. As die prys nie BTW ingesluit nie, bereken hoe BTW jou pa op die item gaan moet betaal. So, BTW wat gehef moet word, is die waarde maal 15%, soos 2,599 maal 15%, geef my antwoord van 389. Of, ek kan gaan en die 2,599 maal met 0,15. My antwoord is presies dieselfde. Vraag 2. Bereken die BTW insluitende waarde om 'n blompot te koop. So daai waarde het nog nie BTW by nie. So ek kan maal met 15%, kry my antwoord en ek kan dit gaan plus. Dan kry ek 483 of, onthou nou, ek het nooit gevra bepaal die BTW waarde nie, dis BTW ingesluit. So BTW ingesluite waarde kan ek die koste vat, 420 maal 1,15. Dan gaan ek presies daai antwoord kry van 483. Of, nog 'n moontlike manier, is ek kan 420 gaan vat, maal met 115 op 100. En dit gaan presies dieselfde antwoord vir my gee as 483. Daar's 3 moontlike maniere. Eksamentipe vraag. Langsaan 'n munisipaliteitsbelasting faktuur vir Chester Williams. Hoekom is daar geen BTW vir die aanslagkoste nie? Nou as ons gaan kyk, waar verwys ons na die aanslagkostes? Wat beteken aanslagkostes? Aanslagkostes is jou eerste paar kiloliters. Nou, hoekom is daar geen BTW nie? Dis omdat dit 'n residensiële eiendom is, dit is BTW vrygestel op die faktuur. Volgende vraag, hoekom is daar 'n negatiewe heffing op die faktuur? As ons gaan kyk na die negatiewe heffing, is dit die munisipaliteit laat huishoudings 'n sekere hoeveelheid elektrisiteit toe en water toe wat gratis is. Elke jaar verskil daai kiloliters en kilowatts, maar op jou staat sal dit die eerste paar kiloliters wees. Die elektrisiteitstoelaat die bedrag waarvoor 'n mens nie hoef te betaal nie, dus word dit afgetrek van die bedrag wat vir die maand betaal moet word. Is die water- en elektrisiteitskoste BTW inklusief of BTW eksklusief? Dit is eksklusief want BTW word later uitgewerk. Kyk daaronder,
BTW was addisioneel bygesit. So, hulle is BTW eksklusief en dis moet BTW afsonderlik bygetel word voordat jy jou totale koste het. Waarom is die rekening in April gedateer? Maar se rekening vir Maart, dit is 'n lekker vraagie. Hoekom gebeur dit? Hoekom is die datum April, maar die rekening is vir Maart? En die antwoord staan daar. Jy bereken die vorige maand se kostes. Hulle kyk na wat het jy laas maand spandeer en hulle stuur vir jou rekening aan die einde van laas maand. En hulle gee dit vir jou op die begin van die nuwe maand, sodat jy die agterstallige rekening kan betaal. So jy word elke keer die vorige maand se kostes gevra. So dis jou berekening. As ons kyk na die volgende een, eksamen tipe vraag, die cricketafrigter van 'n skool wil graag crickettoerusting vir die skool cricketspan koop. Die stuklys word hier langs aan gewys. As die afrigter 16 balle benodig, hoeveel bokse cricketballe sal hy nodig hê? So wat gaan ons na kyk? Ons gaan kyk 'n boks balle het 4 balle in. Ek kort 16 balle. So hoeveel bokse is dit graad 12? Ja, ons kyk na 4 bokse, want dis 16 gedeel deur 4. Die volgende vraagie, as die afrigter die volgende bestel, 4 hemde, 3 pare handskoene, 8 van die balle, 3 pare cricketblokkies, 2 groot, 3 vleermuise en 2 groot 5. 2 van daardie en 2 van daardie. Hoeveel sal hy spandeer? So, ons het 4 helmets en ons het 3 handskoene en 8 balle. Wat gaan hy betaal? So dit is 4 maal daai prys, 3 maal daai prys. Ek kan 4 balle kry. So 8 gedeel deur 4 beteken 2. Ek het 2 bokse nodig. Ek koop nie cricket pads nie. Ek het 2 size 3 nodig en 2 size 5's nodig. So wat betaal ek in totaal? As ek dit gaan uitwerk, dan is dit 5031,50 sent. Eksamen tipe vraag 2.3, bepaal die bedrag BTW teen 15% wat op die bestelling gehef sal word. So, 15%, as ons nou teruggaan, is daardie my bedrag. Wat werk ek uit? BTW. Hoe werk ek BTW uit? Maal 15%. Is gelyk aan, moontlike antwoord, 754,73. Vraag E2.4. Indien 'n handelsfooi van R100 gehef word op die goedere wat gekoop word, hoeveel insluitend BTW sal die skool in die totaal vir hierdie bestelling moet maak? Nou, voorheen het ons gesê, dit is 5031,50 plus die BTW, maar nou wil ek nog iets bysit. Daar is 'n handelsfooi. So graad 12, wat is ek veronderstel om te doen? As ek al 3 moet betaal, kry ek 'n totaal eerste. Totaal beteken plus. So ek gaan plus al 3 waardes. Daar's al 3 waardes. Dit is BTW uitgesluit. So hoe kry ek BTW ingesluit? Daar's 3 maniere. Ek kan eers gaan maal met 15% en dan gaan plus, of ek kan maal met 115 op 100, of ek kan maal met 1,15. Julle kan kies. So, in totaal het ek 5886.
Die jaarlikse begroting vir cricket is 10.800. Watter persentasie van die begroting is vir hierdie seisoen aan toerusting gespandeer? So, ons het totaal dit gespandeer. As ek hom oordra, 'n persentasie is 'n breek male 100. Hulle vra, die jaarlikse begroting vir cricket is dit. So dit is jou totaal 10.800. Watter persentasie van die begroting is vir hierdie seisoen betaal? As ons teruggaan, 5.886, 5.886 en 23 sent. As ons dit mooi gaan skryf, wat is my antwoord? Dit is 5.886 op 10.800, geef my 54,5%. Volgende eksamentipe vraag, die prys van 'n paar sandale is R85,99 BTW uitgesluit. Wat is die BTW bedrag? So weer eens, maal ons met 15%. So ons maal eers met 15%. Die volgende vraag sê, wat is BTW inklusief? So dit is ons BTW plus ons finale bedrag. Volgende vraagie. Gesin bestaan uit 2 volwassenes van 45 en 48 jaar, 3 kinders van 5, 6 en 16 en 'n ouma van 75. Het beplan om 'n randskou te besoek. Die tafel hier langsaan wys die dier en die kaartjieprys. Bereken die bedrag BTW betaalbaar as 'n tiener se kaartjie. So tiener, daar's 'n tiener, R50. Soos 15 op 115 mal 50 is R6,52. As die gesin die skou op 20 April in plaas van 23 April besoek, sou hulle meer as 'n kwart op die totale koste van die kaartjie bespaar het. Verifieer wys alle berekening of die stelling geldig is. So, wat gaan doen ons? Ons gaan kyk na die volgende. Die 20ste April gaan ons die volgende hê. Ons het 3 kinders van 5, 6 en 16 en 'n ouma van 75. So 3, 5, 6 en 16. So 3 onder 3 is verniet. 3, 5 en 16. 16-jarige betaal R50 plus die ouma wat R50 betaal. Soos verder, soos weer gaan lees, as ons weer gaan lees, 'n gesin bestaan uit 2 volwassenes van 45 en 48, 3 kinders, 5, 6 en 16, en die ouma van 75. So, die ouma het ons nou bespreek, is 'n pensionaris 50. Die 16-jarige betaal 50. Die 6 en die 5-jarige betaal niks. Die 2 volwassenes betaal 100 en die 2 volwassenes betaal 150. So as ons hom gaan uitwerk, is dit 50 plus 50 plus 150 plus 150. Is gelyk aan 50 plus 50 is 100 plus 100 plus 100, 300 plus nog 100 is 400. Hulle kry 50% afslag, so maal 50% is gelyk aan 200. Dit is die koste vir die 20ste. As ons gaan kyk na die koste vir die 23ste, die 23ste gaan hulle betaal
R400 en as ons dit gaan R400 vat en ons trek af 400 minus 200 is 200. So dit is nie 'n derde nie. Verskaf 'n rede waarom pensionaarsse dikwels afslag aangebied word, want pensionaarsse verdien nie meer inkomste nie, so hulle aftreegeld is minder as wat hulle gekry het toe hulle jonger was. So pensionaarsse leef dikwels net met hulle pensioen of 'n toelaag, dus kry hulle afslag sodat hulle salarisse bietjie langer verleng word. Bestudeer die inligting hieronder wat gegee word en gebruik dit om die vrae wat volg te beantwoord. Skryf die jaarlikse rentekoers neer. Nou wat's die jaarlikse rentekoers? Die jaarlikse rentekoers is 15%. Bereken die deposito van die stoof. So deposito is 10%, so ons vat 5.998 mal 15%, 10% in die geval, is gelyk aan 598,90 sent. Volgende vraagie, die totale bedrag betaalbaar deur die huurkoopopsie. So as ons gaan kyk, hy betaal 30 gelyke paemente, so ons sê 30 mal 7.508,70 is gelyk aan, as jy dit op jou sakrekenaar druk, sê ons 7.508,70 maal met 0 maal met 30, 7.508,70 maal met 30 is gelyk aan 22.261. As ons dan verder gaan kyk, hy die deposito betaal, die deposito wat 598,90 is. So 598,90 is gelyk aan, as ons dit gaan plus 598,90 is 225,89,90. As ons verder gaan kyk, 6.2.3, bereken die verskil. So as ons die verskil gaan bereken, gaan ons antwoord vat, wat in hierdie geval is 225,859,90 minus 5,989 en 'n antwoord kry. Opsomming, wat is belangrik? Stel 'n doelwit. Kyk, wat wil jy bereik? As jou doel byvoorbeeld is om 60% te kry, dan moet ons seker maak, vraestel 1 kry jy 90 uit 150, vraestel 2 90 uit 150, dan kan jy 60% kry. So jy moet vraag 1, vraag 2 en vraag 3 goed moet behaal om daai 60% te behaal. Huiswerk, en ek stel voor graad 12's, doen hierdie as 'n klas. Kyk wat se moontlike antwoorde en bespreek met julle onderwyser. Dankie baie dat julle geluister het. Ek hoop julle het vandag se les insigvol gevind en dat julle iets kon leer. Totsiens.